Vriende, vrede vir julle. Iemand vra my so 'n tyd gelede, hoekom gebruik ek die woord vriende? Of dit nou is met 'n video-opname, soos byvoorbeeld met hierdie video, of dit is in gesprekke wat ek het met ons geloofsgemeenskap, wanneer ek met ons gemeentegroepe gesels, dan gebruik ek die woord vriende, of wanneer ek 'n brief skryf, gebruik ek graag die woord vriende, of ek ietsie skryf om dit te publiseer, iewers kom die woord vriende telkens na vore. Hoekom doen ek dit? Hoekom nie die gebruikelike broers en susters nie? Wel, ek doen dit intentioneel. En ek wil jou uitnooi om vandag saam met my vir 'n oomblik na te dink oor vriende. In die goeie woord van ons Here, in 3 Johannes 1 vers 15, lees ons dat Johannes aan die geliefde ouderling skrywe, Gaius. Hy skryf van Gaius, en dan lees ons in vers 15, toe Johannes nou hierdie brief wat hy aan hom gerig het, afsluit, dan sê hy vir hom, vrede vir jou. Die vriende groet jou, groet die vriende by die naam. Dit is ook goed en dit is reg dat ons mekaar vriende noem. Ons lees so byvoorbeeld in Johannes 15 vers 13, dat Jesus gesê het, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dat Jesus sê dat ons as sy vriende sy bevele moet gehoorsaam, en wanneer ons sy bevele gehoorsaam, is dit 'n aanduiding daarvan dat ons vriende is. In vers 15 van Johannes 15 het Jesus gesê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n dienskneg weet nie wat sy heer doen nie. Ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Vir my, reken ek, word daar ook 'n hoë premie daarop gestel, dat ons vriende genoem sal word, en dat ons vriende sal hê, en dat ons soos vriende teenoor mekaar sal optree. Natuurlik verstaan ek met die verloop van die lewe, en hoe die lewe ook uitspeel, dat daar vriende is wat kom, dat daar vriende is wat bly, en dat daar vriende is wat gaan. Iemand het een keer hierdie treffende beeldspraak gebruik van 'n boom, om te verduidelik dat 'n mens hierdie verskillende groeperinge van vriende het. Die persoon het gesê, party vriende is soos die blare van 'n boom, indrukwekkend en daar is baie, en dit bied koelte en skaduwee, en dit het ook sy plek. Maar daardie tipe vriende doen wat blare doen, they leave. Of miskien beleef jy, they left. Hulle is net nie meer daar nie. Met verandering van seisoene val daar blare af. En dan is daar ook vriende wat soos die takke van 'n boom is. Dit dui groei aan, dit dui ontwikkeling aan. Tragies gebeur dit ook soms dat takke weggesnoei word. Maar dan het ons ook daardie vriende wat soos die wortels van 'n boom is. They keep you rooted. Hulle help jou om gewortel te bly, om vas te wees, standvastig te wees. Vriende waarop jy altyd kan staat maak. Dit maak nie saak wat die seisoene is of wat die omstandighede is nie. Dit maak nie saak of daar winde van verandering is nie. Daardie vriende is altyd by jou. Jy kan altyd op hulle reken, altyd op hulle staat maak. En watter groot troos en seën om sulke vriende in ons lewe te kan hê. Daardie vriende wat by ons bly, selfs wanneer ons uitgeplant word om op 'n ander plek geplant te word. Hulle is daar, jy kan altyd op hulle reken. Vriende, sommer so uit die hart uit die mond uit. Ek dink die groter uitdaging in die lewe vir ons is om waarlik vir ander 'n vriend te wees, en daarna te strewe om ons vriendskappe in stand te hou. Daarom is die groter uitdaging, dink ek, nie om vriende te kry nie, maar om waarlik 'n vriend te wees. In die hoop en in die verwagting dat ek ook vriende sal hê, wat oor my dieselfde voel as wat ek oor hulle voel. En dit sonder enige gevoel van bedreigdheid, of sonder enige gevoel daarvan dat ek aanstoot neem. Ag, dit sommer so uit die hart, uit die mond uit. Vriende, vrede vir julle.